Vader, ons kom vanmôre en ons aanbid U met alles wat ons het. Want U is waardig. Daar is niemand soos U nie. You are holy. You are holy. Ons aanbid 'n heilige God. En Vader, tog het U ons so lief gehad, eerste lief gehad, dat U U seun gestuur het om te kom sterf, sodat ons mag lewe. Ons kom vanmôre net en ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding. En oomblik is hierdie is ons so bewus net van U teenwoordigheid en U grootheid en ons afhanklikheid. Mag ons lewens 'n lied wees van aanbidding. Heilige Gees, U is vanmôre so welkom. Dankie dat ons weet U is by ons, U is met ons, U is in ons en vanmôre dankie dat U by elke hart stil staan en dankie dat U kom wys wat nie hoort nie. Dankie dat U ons kom lei. Dankie dat U ons help verstaan. Dankie dat U ons harte oopbreek. Vanmôre bid ons dat U in hierdie oomblik die woord sal kom oopbreek. Dit sal kom lewendig maak soos net U kan. Dankie vir U tasbare teenwoordigheid. 'n Oomblik is soos hierdie, maar in elke oomblik van elke dag van ons lewens. Ons is so lief vir U. Dankie vir hierdie kosbare oomblik saam. Ons dankie vir hierdie dinge, ons bid al die dinge, sê dankie vir alles in die kosbare naam. Daar's net een, ver bo alle name, en dis die naam van Jesus Christus. En almal sê, amen, amen. Sit net vir 'n oomblik daar waar jy is. Dankie vir ons aanbiddingsspan. Dit is kosbaar om die Here so saam te aanbid. Amen. Amen, amen. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente soos hierdie. Dis kosbaar wanneer ons so saamkom op 'n Sondagoggend. Baie dinge wat gebeur deur die week. Elke aand is daar ietsie wat gebeur. Elke dag gebeur daar iets. Bedieninge gewys. Maar op 'n Sondag is ons hier en ons aanbid saam. En ons gee die Here al die eer saam. En dankie vir die span wat ons lei en dankie vir elkeen wat dit saam met ons doen. Dis 'n voorreg om die lewe so saam te kan doen. Ons moenie dit vanselfsprekend aanvaar nie. Dis kosbare tye en elkeen van ons maak saak. Dankie dat ons saam kan saak maak in mekaar se lewens en toelaat dat die Here nie net in ons werk nie, maar deur ons werk, oral waar ons is, nê. Van my kant af, goeiemôre. Dit is so in die middelste kant omtrent, dink ek, van hierdie The Jesus Way reeks. Ons stap hierdie kwartaal deur die bergpredikasie. En dit is so lekker om te aanbid en te kan sing en te kan stil word en sy teenwoordigheid te kan beleef. En dan is dit net so kosbaar om sy woord te kan sit. En dis dieselfde Heilige Gees ons ervaar in aanbidding. Dieselfde Heilige Gees wat ons ervaar wanneer hy die woord kom oopbreek. Dieselfde Heilige Gees wat saam met jou is elke oomblik van elke dag. So hierdie oomblikke is so kosbaar en so styf in mekaar ingeweef. So as ons so gesels oor the Jesus Way, dan is ons steeds daar in Matteus 5. En as jy jou Bybel saamgebring het, asseblief blaai saam daar na Matteus 5 toe. Ek gaan in 'n oomblik daarvan vers 21 af lees. En terloops, ek wil jou tog uitnooi om jou Bybel saam te bring as jy nog nie doen nie. Ek weet deesdae lees ons van selfone af en daar is allerlei apps en dinge wat dit maklik maak en as jy dit verkies, is dit wonderlik. Maar daar's iets aan God se woord, daar's iets aan ons Bybel, daar's iets van sit en tyd uitkoop en jou Bybel oopmaak en hom dalk afstof en hom vat en hom lees. Is daar iets en dis hierdie jaar se uitdaging onder andere. Kom ons kom terug aan God se woord. Hoe dit ook al vir jou lyk. Terloops, ons het die Bybel leesplan wat ons so saam lees. So kom lees saam met ons deur die Bybel. As jy 'n Bybel leesplan wil hê, gaan haal hom na diens daar agter. Maar kom ons klim in God se woord in. Ons is in Matteus 5, ons is besig met die bergpredikasie. En wanneer Jesus sê volg my, nooi hy ons nie net om in hom te glo nie, maar om soos hy te leef. En daar's 'n reuse verskil.
Ons lees in die Bybel dat selfs die demone glo en dit laat hulle sidder. Maar dit verander nie hulle lewens nie. So ons kan glo in wie God is, maar ons moet begin om soos hy te leef, dat hy kan sigbaar raak in ons lewens. En dis hierdie bergpredikasie oomblik waar Jesus sit by sy disippels en eeue later by ons as sy volgelinge sit en met ons gesels en sy hart oopmaak oor soveel dinge. Vanoggend oor verhouding en mense om ons en hoe lyk hierdie Jesus way? Hoe lyk dit om te leef soos Jesus wil hê ons moet leef? Hoe lyk dit? Hoe spoel dit oor prakties in verhoudinge? Soveel mense vra, hoe lyk dit om 'n Christen te wees? Hoe lyk dit? Is dit net 'n klomp reëls en regulasies wat jy moet gehoorsaam of hoe lyk dit? Maar hier in Matteus 5 vers 21 tot 48 waar ons vandag gaan lees, kom Jesus en hy gesels oor die hart van disippelskap. Die hart van hoe dit lyk om 'n disipel te wees, die hart van 'n volgeling, tussen mense, tussen verhoudinge, hoe lyk dit? En Jesus doen dit op 'n baie unieke, kosbare manier, en hy kom en hy praat so van die wet, en dan kom hy en hy sê, maar dis wat hy sê. So tussen die wet en wat hy sê, en die wet en wat hy sê, en daar so 6 gedeeltes waarby ons gaan stil staan. Maar Jesus kom en hy sê om hom te volg gaan oor meer as net uiterlike gehoorsaamheid. Dit gaan oor en begin by hierdie innerlike transformasie, wat dan moet lei na hoe ons leef, en dan lei na gehoorsaamheid. Maar dit kan nie net gehoorsaamheid aan reëls en regulasies wees nie. Dit moet van 'n plek van innerlike transformasie wees, waar iets kom transformeer het, verander het, die oomblik toe ons kinders van die Here geword het. Dis hierdie, en ek wil die woorde gebruik, radikale lewe van verhouding. Dit het radikaal kom verander. Dit het radikaal kom verander van die wet af, en Piet het verlede week so mooi gesels oor die wet. Daardie wet van Moses, daai 613 wette van reëls en regulasies wat die mens nooit kon volhou of nooit kon gehoorsaam nie. En Jesus gekom het om hierdie wette nie te kom vervang nie, maar te kom vervul, te kom verdiep. En Jesus kom en hy op sy manier kom praat hy oor hierdie effek van die innerlike transformasie wat moet plaasvind. En as dit dan plaasvind, hoe lyk die lewe van 'n kind van die Here dan? En dis waar ons vanoggend gesels. Konteks, Jesus is besig met hierdie bergpredikasie en ons gaan na so 6 gedeeltes kyk. Net so vinnig dat deurhardloop, dis te veel om alles deur te lees, so verdra my by voorbaat as ek nie alles gaan lees nie, maar ons gaan lekker saam lees. Maar waar Jesus kom en hy het elke keer vir hierdie 6 keer, kom hy en hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, wat die wet sê, en dan sê hy, maar ek sê vir julle. So 6 keer praat hy oor verskillende dinge, alles oor verhouding en menseverhoudinge. En dis waar ons vanoggend by gaan stil staan, by hierdie hart wat moet transformeer, en 'n plek van 'n hart wat verander het, hoe ons dan nou moet leef. So kom saam met my, ons lees daar van vers 21 af in Matteus 5. Kom ons klim in hierdie skrif in vanoggend. En is op die skerm soos altyd. As jy self daar wil lees in jou Bybel, dan kan jy. Ek lees hier uit die Nuwe Lewende Vertaling en hy klink so. Vers 21 sê, Jesus is aan die woord. Julle het gehoor dat vir ons voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. As jy moord pleeg, sal jy voor die regbank rekenskap moet gee. Dit is eenvoudig, dis wat die wet gesê het. Mag jy moord pleeg nie, as jy moord pleeg, sal jy voor die regbank rekenskap moet gee. Jesus gaan verder, vers 22. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy medemens kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet verantwoording doen. En dan sê die vertaling dit baie interessant. Hy sê, as jy vir iemand sê, jou gek, sal jy jou voor die hoogste regbank moet verantwoord. En as jy vir iemand sê, jou onnosel, ek het al ooit vir iemand gesê, jou gek of jou onnosel nie. En as jy vir iemand sê, jou onnosel, sal jy jou in die hel moet verantwoord. Hoor gou hoe lyk hierdie radikale verandering. Die wet sê, moenie moord pleeg nie. En as jy moord pleeg, gaan jy voor die regsbank wees. Jesus kom en hy sê, hierdie transformasie wat moet plaasvind in die hart van my volgelinge, my disippels, moet so wees
dat jy nie eers vir jou medemens wil kwaad bly nie. Kyk hoe ver is die twee verwyderd. Want dis waar die hart begin. As ons vir ons medemens kwaad sou bly, sou dit broei en dit sal ontwikkel en dit sal bitterheid veroorsaak, dit sal onopgeloste woede veroorsaak, dit sal verhoudinge verwoes, dit kan opbou na verwoesting toe, maar dis waar dit in die hart begin van 'n volgeling. En Jesus kom en hy sê, 'n ander verwagting, 'n ander standaard vir hulle wat my wil volg. Moenie eers vir 'n medemens kwaad bly nie. Dis 'n hartsaak hierdie vanoggend. Dis 'n hartsaak om Jesus te volg, begin by jou hart. Dis nie 'n stel reëls en regulasies nie. Ek wil nie vir my medemens kwaad bly nie, want ek verstaan die negatiewe impak op my en op hulle. En onthou, ons verteenwoordig Christus, oral waar ons leef. So Christus moet sigbaar wees in verhoudinge onder mekaar, met ons medemense, met die ongelowiges, met almal waarmee ons te doen kry. Moet Christus sigbaar wees. So nou gaan dit nie meer oor, wat is die minste die minimum vereiste, wat is dit waarmee ek kan wegkom nie. Wat is die minste wat ek aan moet voldoen om 'n kind van die Here te wees nie? Nee. Dit gaan oor hierdie transformasie wat plaasgevind het, toe ek ja gesê het vir Jesus. Hier van binne af het alles nuut geword. Met wedergeboorte is 'n ou mens dood, 'n nuwe geesmens is gebore, en is 'n radikale verandering van 'n ou mens na hierdie nuwe mens. En dit moet anders lyk, en dit begin by jou hart. So jy moenie eers vir jou medemens kwaad bly nie. Dink wat jy sê, dink wat by jou mond uitkom, want dis so asof Jesus sê, hoor jy, hierdie goed hoort nie by iemand wat getransformeer het, wat verander het van sondaar na kind van die Here nie. So ver wat ons is van die wet, so groot het die verandering gekom van dit wat in ons hart aangaan. Vers 23, kom Jesus en hy skok hulle wat daar by hom gesit het. Hy sê, as jy dus jou offer na die altaar toe bring, en dit val jou daarby, dat jou medemens 'n grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar, en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. En hierdie moes hulle geruk het, want dit ruk my nog steeds vandag, en dit moet jou ook ruk. Dat God versoening tussen mense en verhoudinge hoër ag as ek en jy wat vir hom 'n offer bring, of in aanbidding kom, soos vanoggend waar ons so saam gaan bid het. Versoening en wat in ons harte aangaan, en hoe ons mekaar hanteer. Kom God en hy sê, hoor jy, ek ag dit hoor, gaan maak eers reg, gaan vergewe eers, gaan maak jou saak reg, kom dan terug, en bring jou offer. En soveel keer kom ons en ons kom in aanbidding. Onthou, dis 'n hartsaak. Ons kom in aanbidding voor die Here met ons hande in die lug. En ons sê, Here, ek aanbid U. Maar daar's 'n wrok in jou hart vir iemand. Daar's 'n onvergewensgesindheid in jou hart teenoor iemand. Dis chaos in jou huis, stikkende verhoudings. En ons kom en ons wil vroom voor die Here staan en sê, Here, hier's ek. En Jesus kom en hy sê, dit hoort nie in die hart van 'n kind van die Here, dit hoort nie in die hart van 'n volgeling nie, dit hoort nie in die hart van iemand wat hierdie radikale transformasie ondergaan het en kind van die Here geword het nie. Jou lewe is anders, en dit begin hier by jou hart. Ons lees verder, vers 27. Jesus praat oor huweliksontrou. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elke man wat met 'n wellustige oog na 'n ander vrou kyk, het al klaar in sy hart egbreek gepleeg. Weer 'n keer, dis 'n hartsaak. Die wet sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar Jesus kom en hy sê, lank voor jy kom by egbreek en ontrou wees, waar begin dit? Dit begin by jou hart. Dit begin by wat jy sien, begin by wat jy begeer, dit begin by wat jy wil hê, begin by, so sonde moenie bestuur word nie, dit moet afgesny word, dit moet gestop word, daar in jou hart al. So dis 'n hart wat verander. En dis hoe die lewe moet lyk van 'n volgeling van Christus. En dis moet ons moet lyk. Dit kan nie net wees, wat is die minste waarmee ek kan wegkom in verhoudinge nie. Getrouheid is nie onderhandelbaar nie. En dit begin hier in die hart van 'n mens, is 'n hartsaak. In hierdie Jesus way. Wat kyk ons? Hoe sien ons? Wat gaan in ons gedagtes aan? Lank voor dit kom by, mag ek of mag ek nie? Of is dit toelaatbaar of is dit nie toelaatbaar nie? Hy gaan verder in vers 31, en ek hardloop 'n bietjie vinnig hierdeur. Hy kom in vers 31, praat oor egskeiding.
Hy sê, weer 'n keer, daar is gesê, al wat 'n man nodig het om van sy vrou te skei, is om aan haar 'n skei-sertifikaat te oorhandig. Redelijk eenvoudig gewees. Wil jy mee getroud wees nie? Al wat ek nodig het is 'n skei-sertifikaat. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor huweliksontrou, veroorsaak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat met so 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Die huwelik is baie meer as 'n dokument, is baie meer as 'n transaksie, is baie meer as 'n skei-sertifikaat. En ons weet hoe kosbaar reg deur die woord word die huwelik beskryf. Dis hierdie beeld van Christus vir sy liefde vir sy kerk wat gedemonstreer word in hoe 'n man en 'n vrou mekaar moet lief hê in 'n huwelik. Ons weet hoe heilig dit is. So dis 'n hartsaak. Dis waar dit begin. Dis nie 'n dokument nie, 'n dokument bepaal nie of ek moet lief wees of getrou moet bly of dis 'n hartsaak. Dis ek wat voor die Here staan langs my vrou en 'n belofte van huwelikstrou aflê in sy teenwoordigheid. Dis 'n hartsaak. Is baie meer en nou kan ons begin debatteer oor 'n klomp goed, maar ek dink ons sal oor baie minder dinge debatteer as jy net gaan stil staan, na jou hart kyk as volgeling van Christus en jy sê, soos Jesus hier maak, wat hoort in die lewe van 'n volgeling van Christus? Wat moet in jou hart aangaan? Wat hoort in jou gedagtes? En wat moet oorspoel in verhoudinge? Hoe moet ek optree? En as ons die kosbaarheid en die heiligheid van 'n huwelik net weer opnuut verstaan, dink ek sal ons baie debatte stil maak. Baie argumente stil maak. Weer 'n keer, ons verteenwoordig Christus. En ons huwelike is hierdie prentjie van hoe lief Christus sy kerk het. En dis hoe belangrik en heilig dit is. Ons lees verder. Vers 38. Vers 33. Verder het julle gehoor dat daar vir ons voorouers gesê is, jy mag nie 'n vals eed aflê nie. Jy moet 'n eed wat jy voor die Here gesweer het, nakom. Weer 'n keer, dis wat die wet gesê het. Mag nie 'n vals eed aflê nie, jy moet 'n eed wat jy voor die Here gesweer het, nie nakom. Maar ek sê vir julle moet glad nie sweer nie. Bietjie verder in vers 37 sê hy, sorg dat julle ja altyd ja bly en julle nee altyd nee. Enigiets meer as dit is uit die bose. Hoor gou wat, weer 'n keer, die hartsaak rondom verhouding en kind van die Here wees. Laat jou ja wees. Laat jou nee wees. Dan is dit nie nodig om enige eed te sweer nie. En is soms so maklik om die grys areas te soek, wanneer dit kom en veral in die besigheidswêreld. Joh, wat is reg en wat is verkeerd en hoe ver kan ek dit druk en hoe ver kan ek dit buig as kind van die Here in werksplekke en in transaksies? Jou ja moet steeds jou ja wees en jou nee moet steeds jou nee wees. Of dit hier by die kerk is, of dit by jou huis is, of by jou werksplek is. Ons kan nie baadjies aan en uittrek nie. Dis Christus verteenwoordig hier, dis Christus verteenwoordig daar, dis Christus verteenwoordig daar. En dis hierdie transformasie, hierdie lewe wat verander het, wat oral sigbaar moet wees. Jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees. Woorde dra gewig. Verhoudings is belangrik. Verhoudings is heilig, het ons gesien in God se oë. Selfs as dit kom by offers bring en in sy teenwoordigheid kom aanbid, is verhouding met mense vir hom heilig, want daar's iets dieper wat insak in wie ons is en wie ons word en hoe ons optree en wat ons sê as kinders van die Here in hierdie the Jesus way. Hoe lyk jou karakter? Is jou karakter sterker as jou reputasie? Want dit gaan nie meer oor my karakter nie, dis sy karakter in my en deur my. Die vrug van die Gees wat sigbaar moet wees. Vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dink baie keer is mense lief om hierdie aan te haal. Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n slegte mens verset nie. As mense jou op jou regterwang klap, van die laaste ou jou op jou regterwang geklap, draai vir hulle ook jou ander wang, en gee vir hulle wat jou hof toe wil vat, omdat hulle jou onderkleed wil hê, ook jou bokleed. As 'n soldaat jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer ver. Nou 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand was bedoel om geweld te beperk, maar mense het dit gebruik om geweld te regverdig. En nou kom Jesus en hy sê, weer 'n keer,
Kom ek sê vir julle, hoe lyk die lewe van iemand wat hierdie transformasie ondergaan het, wie se hart verander het, wie my volgeling is. Beteken nie mense moet oor jou loop nie, beteken nie jy kan nie vir jouself opstaan nie. Maar dit beteken wel dat jy nie kan toelaat dat kwaad jou beheer nie. Dat jy so 'n wrok in jou hart gaan koester as iemand jou te nakom, dat jy met alles in jou daai persoon wil terugkry. As jy my gaan seermaak, gaan ek jou terug seermaak. As jy by my vat, gaan ek by jou vat. As jy op my vloek, gaan ek op jou vloek. As jy my gaan slaan, gaan ek jou slaan. Daar's iets in die hart van Christus wat anders is. Daar's iets in die hart wat sê, daar's 'n groter prentjie van wie ons verteenwoordig, wie ons is, van ons getuienis, wat anders moet lyk, selfs in die detail van ons lewens. Van daar's iets in die natuur van 'n mens wat, ek wil jou terugkry as jy my te nakom. Daar's 'n wrok in my hart. Jesus sê, the Jesus way lyk anders. Dis nie meer 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Skielik is daar 'n Christus wat sterf aan 'n kruis. En op die kruis wil hy sê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het my gekruisig, hulle is besig, hulle het my stukkend geslaan, hulle is besig om my te kruisig, maar vergewe hulle. Nie Vader, asseblief, straf hulle, laat hulle toekom wat hulle nou vir my gee, laat hulle die seer voel nie, nee. En daar dieselfde Christus moet sigbaar word in die detail van ons lewens, wat kom uit die hart weer 'n keer, ek herhaal myself 100 keer, wat getransformeer het, wat verander het. Anders gaan ons lewens dieselfde bly as die wêreld. Anders gaan hulle sukkel om te onderskei wie hierdie Christus is, wat nou dan skielik lewe in my en deur my. Hulle gaan hom nie kan sien nie, hulle gaan nie sy karakter kan ervaar nie, hulle gaan nie sy vergifnis ervaar nie, hulle gaan nie sy liefde ervaar nie. Hulle gaan sukkel om te sien, dit word so grys, dit blur so bietjie. Kom ons wees helder in hoe ons leef. Sê Here, dis hoe hierdie Jesus way lyk. Dis hoe dit lyk as kind van die Here. Ek reageer anders, ek vertrou God anders, ek kies hierdie pad van liefde, vergifnis, al kos dit my iets. Kwaad sal my nie beheer nie, my emosies sal my nie lei nie. U Gees lei my. Ek het my lewe neergelê. Ou mense is dood, Here, ek wil U dien met alles. Ek wil U volg met my hele lewe. Dit lyk anders. Laaste ene. Vers 43. Julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou eie mense lief hê, maar jy hoef nie jou vyande lief te hê nie. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Hoekom? Vers 45. So sal julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. Hoe mooi is dit? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil elke dag en elke oomblik van elke dag optree soos 'n ware kind van my hemelse Vader. En as dit dan nou so is en ek wil so leef, dan moet ek my vyande lief hê en vir hulle bid. Hy gaan verder en hy sê in vers 45, hy laat immer sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook op die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen presies dieselfde. En as julle net julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges dit nie ook maar dieselfde nie? Vers 48. Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het mos alle mense lief. Ulrich, kom help my speel asseblief. Ons moenie ons vyande net verdra nie. Ons moenie hulle dit ignoreer nie. Ons moet hulle lief hê. Dit is maklik om hulle lief te hê wie my lief het. Dit is maklik as iemand in liefde kom en my mooi hanteer. Dit is so maklik. En ek dink ons sukkel ook bietjie met die konteks. En dit is een van die redes hoekom ek so dankbaar is dat ons betrokke is by sending reg oor die wêreld, want dit breek so bietjie die prentjie van vervolging anders oop. Maar hierdie skrif het dalk ander gewig as jy in 'n vervolgde land is en die Here wil dien. En 'n pappa vir 15 jaar in die tronk gaan sit omdat hy Jesus verkondig. En nie sy kinders sien groot word nie. Kinders nie mag skool gaan nie, want pappa en mamma is Christene. Mag nie opvoeding kry nie, sal nooit kan gaan werk nie, sal
arm wees vir die res van hulle lewe en swaar kry, omdat pappa en mamma 'n keuse gemaak het vir Jesus. Vervolging lyk anders. En vyande lyk dalk anders. Daardie tyd was dit 'n Romeinse ryk wat geonderdruk het. Vandag lyk die konsep van vyand en vervolging dalk anders. Maar iemand wat jou te nakom, is moeilik om hom lief te hê, maar Jesus kom en hy sê weer 'n keer, vir julle wat my wil volg, julle wat my kinders wil wees, daar's 'n ander standaard, daar's 'n ander liefde. Jy moet nie net lief hê nie, jy moet bid vir hulle wat jou vervolg. Weet jy hoe moeilik is dit om vir iemand vir wie jy kwaad is, te bid? Dis ook die maklikste om jou hart teenoor iemand te verander wat jou te nagekom het, is om vir daai persoon te begin bid. Dis baie moeilik om daar in God se teenwoordigheid te gaan sit en te begin bid vir iemand wat jou seer gemaak het. Iemand wat jy dalk 'n wrok in jou hart teenoor het en jou hart verander nie. Jou hart verander. Maar is moeilik. Maar daar's 'n ander liefde hoe ons moet lief hê. God se liefde. En sy liefde is nie selektief nie, is nie word nie verdien nie, dis genade, dis nie beperk tot nie, dis vir almal. Iets moet hier binne gebeur in ons harte. En dan hierdie vers 45, wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het ons alle mense lief. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ek wil jou uitnooi, gaan lees hom weer, van vers 21 tot 48, ek het nie alles vir jou gelees nie, gaan lees hom weer, gaan kou bietjie daar, laat die Heilige Gees het kom maal en werk hier in jou hart. Want Here, hoe moet my lewe lyk? En dis so prakties en is nog steeds praktiese onderwerpe hierdie. Hoe lyk my huwelik? Hoe lyk my verhoudinge? Hoe lyk my besigheid toe? Hoe lyk alles? Hoe het ek lief? Wie het ek lief? As kind van die Here, wie se hart verander het? Alles lyk anders. Om Jesus te volg beteken nie net om net genoeg te doen wat reg is, om dit net te maak en so in te skuur en te sê, "Jogg, ek is so naby aan die lyn, daai kant is verkeerd, hierdie kant is nog oukei." Nee. Dit beteken ek wil God toelaat om my hart te kom herskep. Die Jesegiel 36 praat so mooi hiervan, hy's nie op die skerm nie. Maar hy praat so mooi van hierdie nuwe hart wat ons kry as kinders van die Here. Hy sê daar ek lees vir jou in die ou vertaling, hy sê, en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Hoe mooi is dit? Want dis waaroor dit gaan. Dis wat hier in my en jou hart aangaan. En mag die Here ons help, mag die Heilige Gees ons lei, en mag ons gehoorsaam wees, en gehoorsaam bly aan dit wat hy wil hê ons moet doen. Om reg te leef, om diep en opreg lief te hê, om radikaal te vergewe, om anders te reageer. Hierdie pad is nie maklik nie. Maar dis bevrydend, dis lewensveranderend, dis wêreldveranderend vir 'n wêreld wat soekend is. Laaste gedagte, dan gaan ek vir ons bid. Hierdie wêreld het nie meer godsdienst nodig nie. Hierdie wêreld het meer mense nodig wat leef soos Jesus. Orals. Van kleuterskole af, tot by universiteite, tot by regeringsvlak, orals. Gewone manne en vroue, wat Jesus ontmoet het, hom begin volg het, wie sy lewens anders lyk, wat anders dien, anders lief het, anders vergewe, anders leef, sodat Christus sigbaar is, orals, so suurdeeg. Dis hoe samelewings anders lyk, dis hoe ons skole verander, dis hoe ons werksplekke verander, dis hoe ons land verander. But there's only one way, and it is the Jesus way. Ek wil vir jou vra, daar waar jy is, sluit jou oë saam met my. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed. Vader, dankie vir die oomblik van stil word
op hierdie kosbare Sondagoggend. En ons sit hier so bewus, weer 'n keer as ons hierdie skrif so lees, en dankie vir u woord. Dankie dat u woord lewendig is, 'n tweesnydende swaard is, wat kom sny tussen vlees en gees deur. Die waarheid kom oop vlek vir ons opnuut vanmôre. Dankie vir die kosbaarheid van u woord. En Heilige Gees, ons is in oomblikke soos hierdie net bewus van ons tekortkominge en waar ons tekort skiet, en ons is vinnig om te sê, ons kan dit nie doen sonder u leiding nie. Ons kan dit nie doen sonder u wat ons lei en ons help en vir ons wys waar ons moet groei en waar ons moet verbeter en waar ons moet verander nie. Ons is vinnig om dit vanoggend te erken en te bely. Heilige Gees, lei my. Lei my. Ons wil Christus verteenwoordig oral waar ons gaan. En dankie Heilige Gees dat u by harte stil staan in hierdie oomblik. 'n Oomblik van refleksie, 'n oomblik van stil word, 'n oomblik van binne toe kyk. 'n Oomblik van myself vra, hoe lyk my verhoudings? Hoe lyk my reaksies? Hoe lyk my lief hê? Sien mense Jesus in my besigheid, in my elke dag, in die detail van my lewe. Help ons om meer en meer te leef soos Jesus. Dankie vir u genade oor elkeen van ons. En dankie vir 'n oomblik soos hierdie waar ons dit kan sê, Here, help ons, lei ons. Dankie vir 'n oomblik waar mense dalk vir die eerste keer kom en sê, ek het nog nooit geleef soos Jesus nie, want ek het hom nog nie eens ontmoet nie. Dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar manne en vroue kan stil raak en net sê, Here, hier is ek. Hier is ek, net ek is. Kom vergewe my. Kom vergewe my, ek wil nie meer loop op hierdie ou sondige manier wat ek doen nie. Kom vergewe my. Ek kom bely met my mond dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek glo met my hele hart dat hy gesterf het vir my sonde, dat u my die dood het opgewek het. Dankie. Dat ek nou kan kom en vir u kan vra, vergewe my. Vergewe my sondes. Ek is so jammer. Dankie dat u ons daar ontmoet en dat u sonde vergewe, skoon was, witter as die sneeu, sonde wegvat so ver soos die ooste van die weste. U genade in 'n oomblik van 'n sondaar, 'n kind van die Here maak. Dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir sulke gebede. Maar dankie vir al die ander gebede ook. Van Here help my, Here lei my, Here hou my getrou. Here help my om te besef waar ek is en wat ek doen en die belangrikheid daarvan. Help my om te besef hierdie radikale verandering wat in my hart plaasgevind het. Dat as hulle uitkom by my mond, sigbaar raak in my lewe. Meer as ooit van tevore. Ek bid vir ons as 'n gemeente. Here, ons is nie beter as enige iemand anders nie. Ons is net mense wat u liefhet met ons hele lewe. En vra Here, kom werk in ons en kom werk deur ons, Here. Ons is hier waar u ons wil gebruik en hier op 'n Sondag en in bedieninge, maar ook daar buite in die wêreld, Here, waar ons gaan. As u kerk, as u kinders, kom werk deur ons. Laat die lig van Christus skyn. Mag ons sout wees daar waar ons gaan. Mag mense ietsie anders in ons sien. En as hulle kom vra, ons eenvoudig kan sê, dis net Jesus. Maar kom ek vertel jou van hom. Dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om hier kind te mag wees. Bid vir elkeen waar ons hier uitgaan, huise toe, werksplekke toe, hierdie week instap. Dankie Heilige Gees, dat daar oomblikke gaan wees waar u deur ons kom werk. Oomblikke waar ons Christus gaan verteenwoordig. En mag ons daai oomblik besef. Mag ons dit weet. Mag ons dit aangryp. En mag u ons gebruik om groot impak te maak in u koninkryk. Daar waar u besig is om te bou en te werk in mense lewens. Ons kom vanmôre en sê vir u dankie vir hierdie kosbare oomblik. Ons gee u al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. En almal sê amen en amen.